baie bekende gedeelte. Handelinge 16, ek gaan van die 25ste vers lees. Ons kyk na hierdie gedeelte en dan is dit Paulus die gesig gehad het op Troas en waar die Macedoniër hom geroep het dat hy die gesig gekry het. En waar hy die woord gepredik het en mense tot bekering gekom het en ander die vrou met 'n waarsêende gees agter hom aangeloop het. 'n Paar dae lank en hy het sy uitgeroep het, hulle is manne van God wat die waarheid verkondig. Weet, Petrus, Paulus draai om en hy bestraf hierdie gees. Want hierdie vrou het baie geld ingebring vir haar eienaars. En Paulus en Silas was 'n bedreiging geweest. En weet wanneer jy die evangelie, ware evangelie verkondig en die mense slaan ag op die stem van God, dan raak jy 'n bedreiging vir ander se inkomstes. Wanneer die verkeerde dinge plaasvind en jy sê vir mense, maak jou lewe reg, los laat staan dit. En party mense dink jy wil hulle hitte gebied, is nie dit. Jy wil nie oor hulle baas speel, jy wil nie hulle hitte gebied, jy wil hulle die waarheid vertel. Want jy weet daar's 'n ewige verdoemenis en daar's 'n ewige lewe. Die een wat jy kies, is die een waar jy gaan eindig. Kies jy die pad van die ewige lewe, dan gaan jy die ewige lewe beerwe. Amen. As jy volgens die reëls hardloop, wandel. As jy nou vir ons wandel, nie jy probleem. Ons lees daar van vers 25 af. En omtrent middernag het Paulus en Silas gebid en lofliedere tot die God tot eer van God gesing. En die gevangenes het na hulle geluister. Wat so wonderlik is, as jy nou vooraf lees, was Paulus en Silas deur die owerstes in die gevangenis ingestop. En hulle was geboei gewees aan hulle voete, sodat hulle nie kon ontvlug uit daardie boeie uit kon kom nie, uit die tronk uit kon kom nie. En hulle was daar gewees. Maar omtrent middernag, jy weet baie keer kom ons as mens in situasies, in omstandighede. Dan wonder jy, waarom is ek in hierdie omstandighede? Wat het my besiel dat ek hier so eindig? Ek kon mos eerder op 'n ander plek gewees het. Het dit al jy al so gedink? Ja. Wel, ek het al. Maar God het soms 'n doel in die lewe. Paulus en Silas doen die goeie, maar eindig in die tronk. Hulle verkondig hierdie evangelie van saligheid, van verlossing, van redding, van genesing. Maar omrede die wêreld ontevrede is met dit wat hulle verkondig, word hulle in die gevangenis gewerp. En wat gebeur met baie kinders van die Here as hulle in party omstandighede kom? Wat maak hulle? Hulle raak opstandig. Hulle raak ongelukkig omtrent die omstandighede waarin hulle beland het.
en hulle raak kwaad. Maar soms het God 'n doel met dit in die lewe. Die Here het 'n doel gehad met Paulus en Silas, laat hulle in die gevangenis moes wees, en met boeie om hulle voete. Nou skilder vir jou 'n prentjie, hoe dit daar miskien nog was. Hier sit hulle, met voetboeie, en hulle is in die gevangenis, tussen die ander gevangenes, en die deure is gesluit, en die wagte is daar. Maar wat sê die woord van die Here? Hy sê ons lees weer vers 25. En omtrent middernag het Paulus en Silas gebid, en lofliedere tot eer van God gesing. Amen. En die gevangenes het na hulle geluister. Hulle het nie mismoedig geword. Hulle was nie bedruk gewees nie. Hulle het nie gekyk na die omstandighede waarin hulle is. Die woord van die Here is die blydskap in die Here, dit is my beskutting. Amen. En wat doen Paulus en Silas? Hulle begin te bid. Hulle begin die Here se naam groot te maak. Hulle begin om dit te doen wat baie mense nie so gedoen het. Wat die meeste mense nie sal doen nie. En hulle begin lofliedere sing tot eer van die Here. Amen. Ongeag wat vir hulle wag. Hulle weet hulle gaan vervolg word. Maar hulle sit in die gevangenis. En hulle kyk nie wat met hulle gaan gebeur vorentoe nie. Hulle is nou, pas hulle dit toe, om die Here se naam aan te roep, om te bid, en lofliedere te sing. Hoeveel kinders van die Here sal vandag doen? Het sal mooi opgeblaas wees. 'n Paar baan. Maar Paulus en Silas is opgewonde. Paulus het seker vir Silas gesê, Silas, nou gaan ons lekker bid, man. En terwyl hulle bid, terwyl hulle lofliedere sing, tussen die gevangenes wat luister na hulle. Hulle het 'n boodskap om uit te dra aan die gevangenes wat daar is. Hulle het 'n boodskap om uit te dra aan die wagte. Die wat daar is, luister. Hulle hoor hoe Paulus en Silas bid. Hulle luister hoe hulle God se naam groot maak. Hulle is nie bekommerd oor die omstandighede nie. Hulle het een saak. En dit is saak met God. Om die Here te aanbid en te dien. Ons lees vers 26. En skielik kom daar 'n groot aardbewing, sodat die fondamente van die gevangenis geskit het. En onmiddellik het al die deure oopgegaan en die boeie van almal het los geraak. Amen. Jo. Is dit nie God hulle? Amen. Dit is ietsie wat wonderbaarlik is. Waar net twee mense en met diepe opregtheid van hart bid hulle. En hulle sing lofliedere.
En dit veroorsaak 'n opskudding in die tronk. Dit is so erg dat die boeie van almal se voete afval. Dat die tronkdeure oopgaan. Is dit nie wonderlik? Amen. Dink net twee van ons so saam sit en ons bid met diepe erns tot God. Ons maak die Here se naam groot. En ons sing lofliedere uit ons harte uit. En die volgende oomblik is jy nog besig om die Here se naam groot te maak. Dan is daar 'n aardbewing. Is daar 'n skudding wat plaasvind. Is daar 'n benoudheid wat kom in mense se lewens, wat hulle nie weet wat gebeur nou nie. Mense raak angsbevange. As jy nou 'n aardbewing moet plaasvind, hoe gaan mense nie begin uit te hardloop in die bedering? Mense gaan begin skuilings soek. Maar hier is 'n ander skudding. As God skud, dan skud hy. Amen. En hierdie mense raak benoud. Maar wat gebeur? En die tronkbewaarder het wakker geword. En toe hy sien dat die deure van die gevangenis oop was, het hy 'n swaard getrek en wou homself om die lewe bring, in die mening dat die gevangenis ontvlug het. Hoekom wou hy selfmoord pleeg? Want hy weet wat vir hom wag. Dan is dit nag vir hom. Hy sien as die deur is oop. En hy vat sy swaard. En hy wil homself om die lewe bring. Nou sit hierdie tronkbewaarder in omstandighede. En hy weet nie wat gaan gebeur, hy weet wat gaan gebeur met hom as hulle uitvind die gevangenes is almal weg. Dis dan vir hom eerder beter dan om dood te wees as om lewendig te wees. En dit is wat gebeur in baie mense se lewens, dat hulle raak verboureerd, hulle raak angsbevange, dat hulle eerder hulle eie lewens sal neem, maar hulle weet nie wat God in die storie het vir hulle nie. Moenie kyk na die omstandighede. Kyk na die resultate wanneer God klaar is met jou. Wat gebeur? Glory to God. Vers 28 sê, maar Paulus het met 'n groot stem geroep en gesê, moenie jouself kwaad aandoen nie, want ons is almal hier. Moenie jouself kwaad aandoen nie. Moenie dink as jy selfmoord gaan pleeg, jy gaan beter afwees nie. God se woord sê geen moordenaar sal die koninkryk beerwe nie. Amen. Want as jy jou eie lewe neem, dan pleeg jy moord. Laat jou lewe oor aan Jesus. Amen. Here het vir jou 'n beter plan as wat jy dink jy het. God het 'n doel in jou lewe. Maar jy moet bereid wees om te kan luister na die stem van God. Paulus roep uit. Hy sê moenie jouself kwaad aandoen nie. Moenie dit hier doen nie. Ons is almal hier, ons is los. Die deur is oop, maar ons is almal hier. Moenie bekommerd wees nie. Glory to God.
Wat sê die woord van die Here? En toe hy lig gevra het, spring hy na binne en val bewewende voor Paulus en Silas neer. En hy het hulle na buite gebring en gesê: Meneere, wat moet ek doen om gered te word? Meneere, wat moet ek doen om gered te word? Ek wil nie vanmorgen een ding sê. Wanneer mense begin om vrae te stel, vrae te vra, dan is daar een teken wat sê, ek stel belang. Ek stel belang. Maar as jy net stil bly en jy wandel deur die weë, dan stel jy nie belang nie. Dat jy 10-1 van daai ouens geword het, wat die prediker gesê het, jy moet net glo. Jy moet net glo. En nou glo hy net, en ek gaan hemel toe. Maar hy vra nie, wat moet ek doen nie? Daar is 'n ding wat jy moet doen in jou lewe. Ja, ek moet glo. Is meer as net om te glo. Ek moet bereid wees om stil te raak, om te luister wat God se saligheidsplan is vir die mens. Wat ek moet doen om die ewige lewe te beerwe. Dit help nie. Jy kom en sê jy's in hierdie kerk of daai kerk, jy was daar of gaan so doen of wat ook al. Dit beteken niks. Ja. Dit sê nie jy gaan hemel toe nie. Jy kan vir my ook vanmôre vertel, jy was 'n prediker gewees in oralste. Jy kan 'n prediker wees en jy kan verlore wees. Die mens moet luister na die stem van God. Wat die Here wil hê, nie wat ek en jy wil hê. Hierdie tronkbewaarder, hy sien hierdie dinge wat gebeur het. Met hierdie geweldige ruk, skudding, toe word hy wakker. Die tronkdeur is oop. Die gevangenes se boeie is af. Hy dink om sy eie lewe te neem. Hy dink nie eens aan sy huisgesin nie, wat agterbly. Maar Paul, die Here is doel gehad by Paulus en Silas. Dat hierdie dinge moes gebeur het. Dat hierdie bewaarder moes gevra het: Meneer, wat moet ek doen? Wat moet ek doen om gered te word? Op die dag van Pinkster, toe die disippels gevul is met die Heilige Gees en hulle spreek in vreemde tale en alles, en hulle profeteer. Vra die mense vir hulle: broeders, wat moet ons doen? Hoekom vra hulle die vraag? Want hulle wil weet. Hulle sien iets gebeur wat nog nooit gebeur het nie. Baie mense vra: wat moet ek doen om gered te word? Wat gebeur met Paulus en Silas? Wat doen hulle? Vers 31 sê, toe sê hulle: glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word, jy en jou huisgesin. Nou sal mense sê, as hy, jy moet net glo in die Here Jesus Christus. Jy en jou huisgesin sal gered word. Maar kom ons lees verder. Vers 32 sê, en hulle het aan
En hulle het aan hom die woord van die Here verkondig en aan almal wat in sy huis was. Paulus en Silas verkondig. Hulle maak die evangelie bekend aan hierdie tronkbewaarder en sy huisgesin. Hulle lê die saligheidsplan van God uit. Wat het gebeur met die dag van Pinkster? Broeders, wat moet ons doen om gered te word? Wat het Petrus vir hulle gesê? Hy sê, bekeer julle. Draai weg van die verkeerde dinge in jou lewe. Laat staan dit en neem Jesus aan. Amen. As jou verlosser en jou saligmaker. Dien hom in gees en in waarheid. Amen. Draai jou rug op die sonde en doen dit nie meer nie. Wat het die vrou, ek het maar gelees in Johannes 8. Die vrou wat in egbreek betrap was, hulle bring haar. Hulle wil haar doodgooi met klippe. En toe die Here Jesus in die sand skryf, toe verdwyn almal so een vir een. Wat sê die Here vir haar? Hy sê, ek veroordeel jou ook nie. Maar gaan en sondig nie meer nie. Laat staan die sonde. As jy die sonde nie laat staan nie, het jy 'n probleem. Gaan jy God se koninkryk nie maak. Al glo jy in die Here Jesus. You're not going to make it. Jy moet bely en laat staan. Laat staan. Dis wat die woord van die Here sê. Dat ek die Here Jesus moet volg. Dan maak jy 'n sondige mens. Maar God wil jou as sondige mens verander. Jou denkwyse verander. Wanneer jy begin werklik waar vra, is wanneer jy begin langstel. Baie kinders van die Here wil nie vra nie. Hulle is te bang. Hulle is bang, hulle hoor iets wat hulle ontslaaf van moet raak. Ja. Dat ek dit eerder hoor en ek raak ontslaaf van die dinge wat in my lewe is wat verkeerd is, wat my geboei het. Geboei jou. Maar die vyand wil jou boei. Hy wil jou 'n gevangene hê. Al die tyd van jou lewe. Amen. En jy sal geboei bly totdat jy sê, Here, hier is ek. Totaal geheel en al. Van my kroontjie tot my twoontjie. Dat ek vry sal wees deur die bloed van die lam. Amen. Want Jesus het gekom om sy bloed te stort vir jou en my. Vir elkeen Amen. wat sê, Here, nou is ek moeg om in hierdie gevangenis te wees. Here, nou is ek moeg om rondgeslinger te word deur die sonde en die ellende. Here, ek kom na U toe met my hele lewe. Moenie kyk na die omstandighede nie. Kyk na die grootheid van God. Kyk wat God vir jou kan doen. Paulus en Silas was nie in die boeye gewees en in die gevangenis omdat hulle gesondig het nie. Nee. Hulle was daar gewees met 'n doel om vir die evangelie uit te dra aan die gevangenis, sowel as daardie tronkbewaarder in sy huis gesit, sodat daar redding kan kom. God plaas jou in plekke dat ek en jy vir mense kan vertel van Jesus. Daar's redding, daar's genesing, daar's verlossing. Ons het daardie koortjie voor gesing.
kan vertel dat Jesus red. Amen. Nie van sy storie van sy koms. Dis nie 'n storie nie. Dis 'n waarheid. Kan vertel die waarheid van sy koms en sy glorie. Mense almal wat wakker word nie daai ding sim te sim. Gaan vertel die storie. Want dan dink die wêreld dis 'n storie. Dis 'n waarheid. Amen. Jesus gaan kom. En dat Jesus graag wil red, verlos, vrymaak. Dat die Here die mens wil vrymaak van daardie boeye op sy voete. God sy krag kan openbaar in mense se lewens. Hoeveel kinders van die Here sit nie vanmôre geboei nie. Daai boeye kan nie afval nie, want hulle kan nie bid nie. Hulle kan nie die Here sing en die Here se naam groot maak nie. Hulle kan dit nie doen nie, want hulle is geboei. Want daai boeye kan nie afval nie. Wanneer jy begin te bid en werklik waar die Here se naam aanroep en begin te sê, Here, hier is ek. Begin te sing, dan kan God die werk doen in jou lewe. Halleluja. Dan maak God die boeye los van jou af. En die deure swaai oop. En jy kan met vrymoedigheid die evangelie van Jesus uitdra. Amen. Wat so wonderlik is. Nadat hy die evangelie uitgedra. Toe behandel hierdie tronkbewaarder hulle wonde, want hulle was geslaan met stokke en goeders. En hulle gee vir hulle kos om te eet. En hulle gaan terug na die gevangenis toe. En toe die manne daar kom aan die volgende dag, toe sê hulle moet daai manne kom kry. Toe sê hulle, gaan sê vir die owerstes, hulle moet self kom, want ons is Romeinse burgers. Hulle moet self kom. Hulle het ons in die openbaar gevangene geneem. Hulle moet ons in die openbaar loslaat. Amen. Glory to God. Toe bewe die owerstes. Toe sidder hulle. Ek wil vanmôre vir jou sê, die wêreld sal sidder wanneer jy en ek met vrymoedigheid die woord uitdra. Amen. Die duiwel sidder en bewe wanneer ons die evangelie van Jesus uitdra. Ons praat van die bloed en die lam van die lam. Dan is sidder en bewe hy. Hy hou nie daarvan. Want dit maak vry van die sonde. Amen. Maak vry van ongeregtigheid. Dit breek die bande. Dit maak die deure oop. Dat jy vry kan wees in Christus Jesus. Amen. Glory to God. Die koms van Jesus is naby. Ek wil Halleluja. vanmôre sê, kind van God, dis tyd dat ons absoluut met vrymoedigheid begin God se naam groot maak. Te kan bid en met erns in ons harte en sê, Here, hier is ek. Here, ek wil nie kyk na my omstandighede waarin ek sit nie. Ek wil kyk na die grootheid en die goedheid van God. Ek wil kyk hoe wonderbaar is die God wat lewe. Al sê jy, ag nee, ek moes nou nie hier gewees het. Ek moes my nie, kyk wat sy situasie beland het. Waarin is ek? Maar God is 'n waarmaker van sy woord. Wanneer ek en jy die naam van die Here aanroep, met diepe erns, en sê, Here, U is my God, U is my Vader. Amen. Die mense is so bekommerd in hierdie dae oor die tydelike dinge in die lewe. Die mens wil God dien,
vir finansiële voorspoed. Ja. Jou finansiële voorspoed gaan wees net totdat jy jou kop neerlê. Waar. Of jy nou baie voorspoed of jy min voorspoed het, maak nie saak. Ja. Dit gaan wees totdat jy jou kop neerlê, want jou laaste asem uitgeblaas het, dan is dit tikkers verby. Amen. Want die ewige lewe is langer as dit wat ek en jy leef op hierdie aarde. Amen. Ons almal saam. Ek en jy het iets om aan te werk in die lewe. Ja. Die kinders van die Here het iets om aan te werk. Dit is 'n omstandigheid. Om te sê, my God, hier is hy. Ek wil die naam groot maak. Here, ek wil die ander roep uit die diepte van my hart uit. Here, ek wil lofliedere sing tot eer van U. Amen. My God, dat U ook die boeie sal laat afval van my voete wat my vashou. Laat die deure sal oopgaan ook, wat ek agterin skuil, wat ek agterin toegemaak is. Want jy weet die vyand wil jou agter tralies hê. Die vyand wil boeie aan jou voete hê. Wie jou blokkeer. Maar wanneer jy by die Here inskuil, kan niks jou vashou. Want God se krag sal elke boei afsluit. Amen. Elke deur laat oopgaan. Sodat jy in die huis kan ingaan om die evangelie van die ander mense te vertel. Hulle vir jou vra, wat moet ek doen om gered te word? Wat moet ek doen? Dan kom daar redding vir mense se siele. As mense nie vra nie, gaan daar waarlik nie redding wees vir hulle siele. Want mense is bang om te vra. Bang hulle vra, 'n dom vraag. Die dom vraag, wat jy nie vra nie, is die dom vraag. Bang mense lag vir jou as jy vra. Dan is dit reg. Ja. Dan moet hulle maar lag. Maar God lag nie. Die Here sê, hier is ek. Kom na my toe. Almal wat vermoeid en belas is, en ek sal jou vrede gee. Amen. Ek sal die juk verbreek wat op jou is. Ek sal die deure oopmaak vir jou. Vergeet van die finansies. Ek sal vir jou deure oopmaak. Amen. Daai geestelike deure sal God vir jou oopmaak. Amen. Dat jy met vrymoedigheid God kan prys en loof en eer en aanbid. Maar die ander dinge kom van self, van agterna sal God vir jou gee, as dit nodig is. Die belangrikste is, dien God in gees en in waarheid. En die Here breek die bande van die ongeregtigheid. Die Here breek die bande van hierdie wêreld wat jou vashou. Dat jy vry sal wees in Jesus Christus naam. Halleluja. Mag hierdie woord sal weer wees op jou hart staan. Mag jy vanmôre sê, Here, wat moet ek doen? Amen. Here, wat moet ek doen? Dat ek sal wandel met vrymoedigheid in Jesus Christus naam. Amen. In hierdie lewe. Deur jou getuienis kan jy veroorsaak dat iemand anders tot redding kom. Verlossing kan kry. Oorwinning kan kry. Terwyl jy gebind is,
kan jy met vrymoedigheid spreek. Jy sê jy vry is. En jy is in die omstandighede. Gebruik God jou om ander vry te maak. Amen. Maranatha, Jesus kom. Praise die Here. In God, Gees en in waarheid.